Welkom by vandag se gesprek. Ons kyk na 'n regtig fascinerende mediese raaisel wat hier in Kaapstad gebeur het. Dis 'n storie gedeel deur Dr. Michael Koch. Hy is 'n Duitse dokter, maar hy werk ook met telegeneeskunde hier in Suid-Afrika. En jy kan hoor hy het 'n sagte plekkie vir die land. Die storie wys net hoe 'n klein detail, iets wat jy dink onbelangrik is, 'n groot probleme kan veroorsaak. En hoe belangrik dit is om regtig alles met jou dokter te deel. Dit gee ook so 'n bietjie van 'n pluimpie vir die goeie, stil mediese werk wat hier gedoen word, né? Absoluut. Dis 'n uitstekende gevalle studie. Dit wys mooi hoe moeilike diagnose kan wees. Veral, jy weet, as jy oor afstand werk en daar kulturele, oortuigings bykom. Ons bron is Dr. Koch se eie storie, die T-raaisel van Kaapstad. So ja, kom ons kyk wat ons hieruit kan leer. Reg, so waar begin ons? Die pasiënt, meneer M, sakeman, Kaapse Noordelike Voorstede, welgesteld, maar duidelik baie gestres. Hy gebruik hierdie premium telemediese diens, 3 dokters, Dr. Koch een van hulle. En die probleem? Oornag, sy lewerensieme skiet die hoogte in, net so. Ander toetse, alles pikfyn. Ja, en dis dadelik 'n groot rooi vlag. Lewerensieme is, dis proteïene wat vir jou wys dis daar fout met die lewer, is daar skade. So 'n skielike, geïsoleerde styging met alles anders normaal, dis medies baie vreemd. Die dokter se raad was onmiddellik, gaan sien 'n lewerspesialis, dringend. Maar hy weier, botweg. Hy sê, nee, julle dokters moet dit uitsorteer. En wat volg is toe wel 8 maande se ondersoek. Die dokters vra oor en oor. Watter medikasie? Hoeveel drink jy? Wat eet jy? Enige krye, vitamiene, ander goed. Hy sê nee, net sy gewone voorskrifmedisyne, niks anders nie. En intussen klim daai lewerwaardes net. Dit moes vreeslik frustrerend gewees het vir hulle. Veral, soos Dr. Koch ook noem, die konsultasiefoëye hier is laer. Dit beteken dokters moet baie doeltreffend werk. En dan kry jy nog die pasiënt se persoonlikheid. Dr. Koch beskryf hom as autoritair. So 'n tipe wat in beheer wil wees, jy weet. Selfs van sy eie siekte. Dit wys maar net hoe 'n pasiënt se houding die hele proses kan beïnvloed of selfs kan ontspoor. Presies. En dan, na 8 lang maande, kom die deurbraak, heel terloops. In 'n video-oproep noem hy's haastig. Hy het 'n afspraak by sy Chinese. Iemand wat vir hom 'n spesiale tee maak, van China gebring, gebaseer op 'n ou kennis oor gesondheid deur die natuur. Jy kan jou die dokter se reaksie voorstel, né? Stop, wag 'n bietjie. Watter tee? Vir meneer M was dit mos net tee. Vir die dokters, dit was die moontlike sleutel. Die vermiste stukkie. En daar het jy dit. 8 maande lank soek hulle. En die antwoord lê in iets wat die pasiënt gedink het, heeltemal onbelangrik is. Dis 'n kragtige herinnering, né? Wat ons dink, ag dis niks, is dalk presies die ding wat die dokter moet weet. En dit beklemtoon die gevaar van, onbekende kruiemiddels. Jy weet nie wat regtig daarin is nie. Jy weet nie hoe dit gaan reageer nie. Ja, die dokter stel toe 'n ultimatum. Hulle sê, kyk of jy los daardie tee, sodat ons weet wat aangaan, of ons kan jou nie verder help nie. Dis te gevaarlik. Onder druk, kies hy toe. Hy los die tee. En die resultaat? Ongelooflik. Binne 10 dae, is sy lewerensieme heeltemal normaal. Na 8 maande se bekommernis, se raaisel, 10 dae. Sjoe. Dis nogal iets, ja. En Dr. Koch, hy trek 'n paar belangrike lesse hieruit, baie waardevol. Eerstens, die natuur is nie altyd goedaardig nie. Sy voorbeeld, die natuur maak ook giftige sampioene. Dis nie alles veilig, net omdat dit natuurlik is nie. Tweedens, en dis krities, jou dokter moet alles weet wat jy inneem. Alles se tee, kruie, vitamiene, alles. Derdens, daai idee van natuur is goed, chemies is sleg. Dis dikwels ideologie, nie noodwendig goeie medisyne nie. En laastens, moeilike persoonlikhede. As mense inligting terughou met dit dink hulle weet beter. Dit kan diagnose regtig bemoeilik, selfs gevaarlik maak. Maar dit wys ook die deeglikheid van hierdie dokters. Hulle het nie opgegee nie. En mens waardeer regtig Dr. Koch se insig en sy bereidwilligheid om hierdie storie te deel. Hy sê hy vra nou spesifiek elke pasiënt uit oor tee en kruie. Dit laat my ook dink aan die ongelooflike goeie, toegewyde mediese sorg wat mens hier in Suid-Afrika kry. Soms onder moeilike omstandighede, maar die werk word gedoen, stil, maar deeglik.
So, die kernboodskap vir jou wat luister. Dis eintlik eenvoudig. Wees oop met jou dokter. Eerlikheid is absoluut krities. Daardie oënskynlik onskuldige koppie tee was die sleutel tot 'n 8 maande lange mediese kopkrapper. En dalk is vir jou om oor te dink. Hoe gereeld maak ons details oor ons eie gesondheid, ons gewoontes, af as onbelangrik? Watter tee in jou lewe sien jy dalk mis, wat eintlik 'n groot impak het? Ons bron vandag was Dr. Michael Koch se verhaal Die teeraaisel van Kaapstad. En ons sien regtig uit daarna, om in 'n volgende gesprek dieper te kyk na die werk van die Duitse dokter. Daar's nog baie om te leer. Absoluut. Maar vir nou wens ons jou alles van die beste toe. Bly gesond